Geliefdes, inkoms en uitgang, aanvang en einde, soos U bepaal, Heer, wees U asseblief nou hier teenwoordig. Ons gaan staan vir 'n toetrede lied, Gesang 151, Strofes 1 en 2, skenk ons Here U beskerming, en direk daarna Psalm 38 vers 7, U hoef nie so bekommerd te wees, dit sal op die skerm net normaal volg. Dan is daar die foto en die seëngroet waarvoor U bly staan, en die lofsang, Vonklied 347, Strofes 1 tot 4, Heer U kerk in al die eeue, wil U goedheid graag gedenk. So ons staan vir die toetrede lied, die foto, die seën en die lofsang, en dan kan U weer die plek inneem. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat geestelik heeltemal van God afhanklik is, want God se nuwe wêreld is ook vir hulle bedoel. Amen. Oh
Vandag is ons in die begin van hierdie preek ook weer in die Bybel op soek na God se wil. En vandag gaan krap ons 'n bietjie in die Bybel en ons hoor God se wil is dat kerkmense vir mekaar moet sorg. Lees nou eers saam met my die woord van die Here uit Handelinge 2 vers 42 tot 47. Ons lees uit die 1983 vertaling van die Bybel en onthou ons fokus op die tema kerkmense moet vir mekaar sorg. Ons lees 'n beskrywing ook van hoe die eerste gelowiges, hoe die eerste gemeentes van die kerk daar uitgesien. Hulle is daar die eerste gemeente lidmate. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het selfs hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons lees tot sover. Ons hoor en ons leer vanmôre weer dat die gemeente of dan nou gelowiges moet vir mekaar sorg en in diens van mekaar staan. Ons is eintlik, sê die Bybel, soos 'n familie. Een van die Bybelvertalings vertaal dit dan ook met familie van God. Want 'n familie behoort vir mekaar te sorg. 'n Familie behoort vir mekaar om te gee. 'n Familie behoort mekaar te verdedig, veral ook wanneer ons aangeval word deur die wêreld waarin ons leef. Het jy gehoor, daar is 'n herhaling van die woordjie mekaar? En toe gaan trap ek verder in die Bybel om te kyk waar in die Bybel word hierdie woordjie mekaar ook nog gebruik. En ons gaan so een vir julle hier op die skerm gooi. Die Bybel beveel ons om mekaar te eer. Die Bybel beveel ons om in vrede met mekaar te lewe. Om mekaar te aanvaar. Om mekaar in liefde te dien. Om vriendelik te wees teenoor mekaar. Ja, die Bybel sê ook, ons moet mekaar vermaan. Of, op 'n ander plek lees ons moet mekaar bemoedig. En nog 'n ander plek lees ons moet mekaar teenoor mekaar gasvry wees. En dan so 'n ander plek, jy kan in jou eie dit 'n bietjie gaan Google en gaan nakyk, hierdie mekaar, hierdie omgee, hierdie familie wees, hierdie gelowiges, wat daar moet wees vir mekaar. Liefdes in ons Here Jesus Christus, ons is maar mens, en ons kry dit nie altyd reg nie. Daarom bely ons ook ons skuld en ons tekortkominge vanmôre teenoor die Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons en ons doen ook 'n geloofsbelydenis so saam. Here God, almagtige Vader, Skepper Vader, verlossende God in Jesus Christus wat ons liefhet, God by ons deur die Heilige Gees, ons aanbid. Here, U het ons geroep om U familie te wees. Dit maak ons vanmôre almal saam broers en susters van mekaar. Ons bely, Here,
dat hierdie broer en suster term vir ons dalk 'n bietjie oudtyds kan klink. En dat van ons dit maklik kan wegvee. Vanmôre besef ons hoe spesiaal dit is. Dat die Bybel ons leer dat ons broers en susters is, omdat ons een Vader het, die almagtige Vader van hemel en aarde. Dankie Here, dat U ons ook vir mekaar gegee het. En ons erken en bely, Here, dat ons baie dikwels sal kla en sal vra, verander om vir my te doen. Laat ons vanmôre 'n bietjie omdraai en dink wat ons vir die ander kan doen. Waar is ek vir die mekaar van die geloofsfamilie? Gasvry, vriendelik, gee ek om en doen ek wat ek behoort te doen. Dankie Here, dat ons vanmôre ook die voorreg het van die teken van die doop, wat U teken is. Omdat U vir ons lief is, die groot liefdesteken. Dankie dat ons dit kan ontvang in hierdie geloofsfamilie. En dat ons hierdie kind van kleins af in hierdie geloofsfamilie met hierdie boodskap kan grootmaak met ons woorde, ons dade, ons optrede. Sodat hy dit sal verstaan, elke gedagte, wat hy ouer en groter. Here, vergewe ons, waar ons net onsself wou hê. Vergewe ons waar ons nie in mekaar vir iemand wil wees. Hier is ons. Verander ons, Here. Stuur ons uit na ander toe, om verander daar te wees. Amen. Met die oog op die doop, sing ons nou uit Psalm 287, verse 1 en verse 3, by U verbondsbesering, Heer. Ons kan net so bly sing. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het laas Sondag in al 4 die evangelies aandag gegee aan Jesus se doop en die betekenis daarvan. Vanmôre het ons die voorreg om een van ons eie te mag doop. Vertitel lees ek vanmôre vir ons uit die evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 1 vers 29 tot vers 34. Dis Johannes se blik op die doop. En julle sal hoor dat Johannes beskryf nie eintlik hoe Jesus gedoop is. Want dit is regtig nie die belangrikste. Johannes beskryf wat die betekenis van die doop is. Want dit is die belangrikste by die doop. Kom ons lees. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. En verder het Johannes getuig.
Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie. Maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, daarom getuig ek, hy is die Seun van God. So lees tot sover. En wat vir my uitspring oor die betekenis in hierdie teksgedeelte, is hierdie woorde. Daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En daai is die kruis. Daai is die betekenis van die doop. Die doop gaan oor niks anders in die eerste plek en eerste prioriteit as die betekenis daarvan dat Jesus na ons toe gekom het en ons sonde kom wegneem het en vir ons 'n teken gee om ons daarin te herinner. Die doop was ons nie skoon van ons sonde nie. Die doop red ons nie. Dis God wat die doop as 'n teken en 'n simbool gee van ons redding in God. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Met die ander sakrament natuurlik die heilige nagmaal. En die woord sakrament kom van die Latynse woord sacramentum. En sacramentum beteken letterlik 'n heilige teken. En die kerk is sakramente, sigbare, tasbare tekens wat God vir ons openbaar. Dis gaan dit nooit daaroor in die doop oor iets wat ek vir God wil kom sê nie. Dit gaan nooit daaroor in die eerste plek oor wat ek aan God wil beloof nie. Maar oor wat God deur sy eie doop en deur die teken van die doop in ons geliefdes vir ons wil sê. Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Reeds in die Ou Testament gebruik God tekens saam met sy woord. Ons onthou byvoorbeeld by Noag was daar die teken van die reënboog. En by die uittog uit Egipte was daar nog 'n teken, naamlik die viering van die Pasga. Die tekens is nie die verlossing nie. Die tekens is nie die redding nie. Die tekens is die simbole, die herinnering aan wat God reeds gedoen het. In die Nuwe Testament word hierdie lyn voortgesit en verdiep in Jesus Christus, in sy eie doop en in die betekenis van sy doop. Ons lê dikwels heeltemal te veel klem op die hoe, die wanneer en die waar, en te min klem op die God van die doop en die boodskap van God aan die sondaar mens. En hierdie preek word vanmôre gelewer in hierdie oomblik waar ons die voorreg het om 'n kind te doop. Ons noem dit 'n heilige doop. En heilig beteken nie daar is nie van 'n kraans om die kind of om iemand anders of dis die plek wat heilig is nie. Die woordjie heilig beteken letterlik afgesonder vir God. So die heilige doop vanmôre gaan daaroor dat ons hierdie oomblik afsonder vir God se boodskap aan hierdie kind se ouers, hulle familie, die vriende, ons as gemeente. Ons woord is vanmôre deur hierdie teken weer die liefde van God vir sondaar mens. Die doop is die simbool daarvan. En ons leef dit verder vorentoe as 'n getuienis uit. Ons sê hierdie kind behoort nie aan ons alleen, aan die ouers alleen of aan ouma en oupa alleen, maar aan God. En nou is dit verder moeilik as jy oor die doop wil nadink, maar daar staan nie een teks in die Bybel, hier is die formulier van die doop. Hier is die volle beskrywing van die doop. Ons lees gewoon net van verskillende doophandelinge
in die Bybel, soos van Jesus se doop. En daarom is dit belangrik dat 'n mens deur die hele Bybel sal stap en sal gaan kyk en gaan hoor, wat leer al hierdie doopgeleenthede ons van God en van die doop. Ek het ook vir die doopouers huiswerk gegee. Hulle moes video's bestudeer en dan het hulle hierdie video's, dan moes hulle elke keer vir my 'n opsomming gee van wat het hulle geleer, gehoor uit hierdie video's. Wat kry ons in die Bybel? Ek het dit vanmôre saamgebring, want saam met die ouers gaan ons hier in hersiening doen. Wat leer ons oor die doop? Die eerste ding oor die doop wat ons leer is, dra jou kind van geboorte af aan die Here op. Nog voordat 'n kind kan kies, nog voordat 'n kind kan verstaan, het God reeds daardie kind uitgekies. Hoor jy hoe spesiaal? Dis nie die kind wat eers vir God moet kies nie. God het eers die kind gekies. Die doop is die teken daarvan. Soos Johannes vir Jesus uitwys en sê, daar is hy, wys ons vandag na die kind wat gedoop word en sê, daardie kind is 'n kind van God. Hier is 'n kind van God. En ouers dra hulle kind nie net fisiek nie, maar ook geestelik, deur gebed, deur toewyding, deur vertroue aan God reeds op, van kleins af, soos wat daardie kind groot word. Tweede ding wat ons leer is, doen alles in liefde en uit liefde en versier jou opvoeding met liefde. Johannes se getuienis is deurdrenk van liefde en van verwondering. Trouwens, as jy die Johannes Evangelie in sy geheel wil opsom in een woord, is dit liefde. As jy dit regtig wil opsom in 3 woorde, dan is dit God is liefde. En as jy dit verder wil opsom, is God is liefde, daarom behoort ons liefde te wees. Johannes se getuienis wil ons oproep om deurdrenk te wees van God se liefde, sodat ons kinders en ons kleinkinders van kleins af hierdie liefdesdade kan leer. Wanneer ons hulle dissipline leer, leer ons hulle die liefde van God. Wanneer ons hulle leiding gee om die grense wat jou veilig hou, daar te stel, dan doen ons dit in die liefde van God. Wanneer ons hulle opvoed om groot te word, doen ons dit met die liefde van God. Altyd moet die liefde van God weerspieël in hoe ons met kinders van God omgaan. En dan leer ons ook in die Bybel dat ons kinders leer hoofsaaklik deur hulle sintuie en deur beweging. Ons kan sommer van as jy kinders tot en met 12 leer by verre nie die leerheid uit wat hulle hoor nie. Julle onthou, baie sê ons vir die kinders tot en met 12 en partykeer nog 'n bietjie aan. Hoor julle nie wat ons vir julle sê nie? Nee, hulle doen nie. Hulle kyk wat ons doen. Hulle kyk na ons voorbeeld. Hulle neem met hulle sintuie waar. Een van die mooiste advertensies wat ek op die oomblik op televisie, en ek is net soos julle, is nie baie lief vir die advertensies wat so tussen kom. En so advertensie, kom ons los nou wie dit is, maar die ouers sê almal 'n hamburger en dan vat hulle dit so voor die kleintjies verby na hulle mond toe, en daai sintuiglike waarneming so agter daai hamburger. Dis hoe kinders met wat hulle sien, wat hulle proe, wat hulle ervaar. Onthou dit. Is dit nie mooi dat die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het? Dis 'n duif. Hulle kon dit sien. Geloof gebeur nie net in ons koppe nie. Geloof gebeur daar waar ons dit sien, waar ons dit voel, waar ons dit beleef. God, kinders leer God ken deur hulle ouers se hande wat hulle hand vashou as daar gebid word in die huis.
Kinders leer God ken deur na hulle ouers se oë te kyk as hulle saam lees uit die Bybel. Kinders leer God ken as hulle die voetstappe van hulle ouers sien wat kerk toe stap op 'n Sondag. Die ritme, die inhoud en die betekenis van die doop word in die eerste vormingsjare van 'n kind vasgelê uit wat ons vir hulle gee om daaroor te ervaar en te beleef. Dan leer ons in die vierde plek om vanuit die liturgie op Sondag te stap na ons huis. Dit help nie ons praat mooi goed te sien. Dit help nie ons sê, kom, hierdie was nou vandag het my geraak. Maar as ons die uitstap, gaan ons maar net aan soos ons aangaan. Dit wat ons Sondag ervaar en beleef, moet ons saam met ons kinders in die wêreld uit gaan dra. Maandag, by die werk, by die skool, by my vriendekring. Die huis moet 'n verlengstuk wees van die kerk. Eintlik is die ware kerk die kerk buite hierdie gebou. Die kerk in elke huisgesin, die kerk in elke familie waar daar nie 'n gebou is, maar waar daar 'n geloofsgemeenskap is. Die huis moet die verlengstuk van die kerk wees. Die Here moet ook in die huis aanbid word. Die Here moet ook in die huis geleer en geken word. Vyfde plek leer ons as gesin moet God saam kan dien en saam aanbid. Hoor jy al weer die saam dien mekaar? Johannes getuig nie alleen van homself nie. Hy getuig vir ander. Geloof is nooit 'n privaat saak nie. Dit kan persoonlik wees, maar nie privaat. Wanneer 'n gesin saam bid, saam lees, saam dankie sê en saam worstel met die vrae van die lewe, leer 'n kind God werklik ken. Gesinsgeloof is egter nooit volmaak, want ons is sondig. Maar gesinsgeloof is altyd reg. Sesde plek, die doop is 'n belangrike teken van die lewe. Want die doop sê God het ons eerste lief gehad. Dis die teken waarmee ons in hierdie wêreld leef. Dit is wat ons kinders moet leer. Van kleins af. Waar dit vir hulle so belangrik is om in te wees en deel te wees van die groep en ander. Dat hulle is reeds in. Hulle is reeds in by God. Want God het hulle gekies om in sy bende te wees. Om in sy familie te wees. Dit is heel eerste jou as ouers se verantwoordelikheid om van God, jou kind van God te leer. Die kerk kan nie daarin ondersteun, deur sonnaarskool, deur prediking, maar die ouer is eintlik die primêre kategorie. Dis waar kinders van die Ou Testament af eerste geleer het van God by hulle ouers. Ek gaan sommer uit my hart uit vir julle sê, staan nie eens nie. Maar as 'n gelowige verstaan ek nie hierdie opmerking. Nee, want ek gaan my kind neutraal laat groot word, hulle kan eendag self besluit. Veral nie as ek 'n doopgelofte af. Kinders is kinders. Daarom behoort ons altyd die verantwoordelikheid te vat om die primêre kategorie te wees, om vir ons kinders van God te leer. Eintlik hoef die kerk nie sonnaarskool te doen. Eintlik kan die kerk net elke jaar vir die ouers vra, wat het julle hierdie jaar gedoen om julle kinders van God te leer? Of wat kan ons vir julle gee as hulpmiddels? In die eerste plek, niemand, hoor jy, niemand kan jou plek in jou kind se lewe inneem. Maak nie saak wat 'n ondersteuning daar die kind sal hê nie, as 'n ouer afwesig is, het die kind 'n leer. Ja, ek weet, omdat ek my eie gesin ken, dat geen gesin is perfek nie. Elke huis het sy gebrokenheid.
Maar die goeie nuus is, God werk juis in gebroke huise. Die lam van God neem juis die sonde weg van gebrokenis. Ook ons gesinne, met ons tekortkominge en ons seën. God vergewe, God verlos, God maak weer heel. Maar hy stuur my om vir die kind in te tree. Dit is my verantwoordelikheid. Dit is my opvoedingsstaat. Dit het ek beloof as ek doop, en besonder 'n kind doop, het ek dit beloof, ek sal dit doen. En as ek vir God beloof het, ek gaan dit doen, gaan ek iewers eendag verantwoordelik daarvoor moet doen. Het jy dit gedoen? Laaste punt is doelbewuste besluite, maak geloof deel van elke dag. Geloof groei nie toevallig. Geloof groei nie in autocruise. Geloof groei nie maar vir my om net op te staan en aan te gaan met die lewe. Want geloof word gevorm deur keuses te maak vir God of teen. Vir God se saak of teen die saak. Geloof groei deur om doelbewus te bid, om doelbewus met God te praat, selfs te stoei as dit nodig is. Geloof groei daar waar ek doelbewus dankbaar leef in hierdie stukkende wêreld. Hierdie alledaagse gewoontes word die grond wat ons bevoorreg is om te help voorberei waarin kinders moet groei. Hierdie wêreld is afhanklik van die kinders wat nou groei. Hulle gaan by ons oorval. En ons opvoeding, of die gebrek daaraan, gaan bepaal of hulle die vermoë gaan hê om hierdie wêreld vorentoe te vat. Ook geloof. Geloof gaan ten grond tot nie. Wanneer geloof nie meer in die ouerhuis geleef word. En die doop vandag hoor ons weer Johannes se woorde. Hy is die seun van God. En ons hoor ook die woorde. Hy wil ons sonde van ons wegneem. Amen. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ek hoop nie het gehoor dat God het ons almal lief. Ek weet nie of ons altyd besef hoe belangrik dit is. Die wêreld kan dalk op ons neerkyk en ons eenkant toe kyk, maar God het ons lief. En ons is sy kinders. En ons is dit lank reeds voordat ons bewus geraak het. En dit word deur ons doop bevestig. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees het betekenis vir elkeen van ons. Daarom doop die kerk kinders van God en doop ons ook vanmôre hier. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarheid dat die Gees van God in ons wil bly en ons voortdurend van binne af wil nuut maak. En nou, en dan uit dankbaarheid roep die doop ons elkeen op om vir God uit dankbaarheid. Het is belangrik dat gelowig is en hierdie liefde
liefde van God die betekenis van hulle doop sal uitleef. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders op hierdie uitleef manier leer van God. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek vra nou dat die ouers na vore sal kom om hier in die teenwoordigheid van God en die gemeente eerlik op die volgende vraag te antwoord. Ek wil nie 'n grapie maak oor julle kind se naam nie, maar ek dink dit was om my weer mekaar te maak. Dit is 'n Arno en Roel. So, as ek iewers weer mekaar heb, vergewe my, ek bedoel dit reg. Maar Arno en Marijke, ek gaan aan julle 3 vrae. En hierdie 3 vrae word eintlik 3 geloofsbelijdenis. Wat julle bely, wat ons as familie en vriende dan julle getuies is, waarmee ons dan ook met die teken van die doop van die Here voortstel. Glo julle dat ons en ons kinders ondanks ons sonde deur God in genade aangeneem. Glo julle met harde ja gesê toe die getroude werk. Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis. Beloof jy vir klein Andrew te leer wat die doop beteken, om te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Vra dat hy na vore gebring sal word, sodat ons hom kan doop. Annelie Moster, het is my besonderse voorreg om jou te mag doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Die van julle wat kon sien hoe hy met sy oë so tuiglik waarneem. Kom ons staan nie daar. Vra dat ons almal net so sal bly sit, ons hoofde sal buig, sodat ons saam kan bid. Dankie Here, dat ons as 'n gemeenskap by hierdie geleentheid daarvan oortuig kan wees dat U ons Vader ons liefhet. U die Seun ons red, dat U die Gees in ons harte woon. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond. Dankie dat U vir Annelie sigbaar as 'n kind aangeneem het. Dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap wat aan ons 'n tuiste kan bied. Dankie dat ons die evangelie kan hoor en die gemeenskap met U en met mekaar kan uitleef. Neem Here
ons lof en aanbidding aan. Here, lei ons. En besonder die ouers van Anneroep, wat pas gedoop is, om altyd hierdie liefde en hierdie warmte en hierdie nabyheid te ervaar, en altyd na mekaar toe uit te leef. Inspireer ons om altyd na ander uit te reik. Vader, gee dat ons die betekenis van die doop altyd ons eie sal maak. Jesus Here, gee dat ons lewe van die verlossende teenwoordigheid sal getuig. Heilige Gees, vervul ons, sodat ander in ons lewe kan sien, dat U ons lei en ons troos. Ons bid ook vanmôre vir Arno, bereiking, en vir die geloofsgemeenskap. Gee aan ons die krag en die geleentheid, om ons voorneme getrou na te kom. Ons bid, klein Arno, van kleins af by sal wees, in die huis van die Here, in die geloofsgemeenskap, saam met ander broers en susters in die Here. Amen. Ons gaan hulle die seënbede toesing, deur te staan en te sing. Psalm 2:6-8 laat leer die seën op hul daal. Ons laat met ander woorde die seën op hulle kom. Dan sing ons Psalm 2:8-7 vers 4, bewaar ons kroos. Dan gaan ons die seënbede op mekaar sing. Laat Heer die seën op ons daal. En dan gaan ons die Here prys met Psalm 134 vers 1. Prys die Here. So dit is dieselfde melodie, drie verskillende liedere, maar julle volg net die skerp. Julle hoef nie bekommerd te wees nie.